Vader, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees, Here. Dankie dat U by ons elkeen kom staan en ons bedien met die liefde van die Here. In Jesus naam, amen. Geloof. Wie kan vir ons ietsie vertel oor geloof? Glo net. Geloof maklik, geloof moeilik. Is geloof belangrik? Dis verseker, dis verseker. Miskien moet ek 'n vraag vra, hoe kry ons meer geloof? Kom ek vra so, wie van julle wat hierso sit, is tevrede met die geloof wat hy het? Is jy tevrede met die geloof wat jy het? Goed. Wie van julle wil graag meer geloof hê? Ok, sê vir my, hoe gaan jy meer geloof kry? Alright, Marika, hoe kry jy meer geloof? Ja, letterlik. Het jy die antwoord? Ja, Kyk, sy nee. antwoord. Maar dit is so, Wag net 'n deur bietjie. beproef te word, maar dis ook as jy vertrou vir iets. Maar hoe kry jy meer geloof? Jy glo jy Jy kry glo. meer geloof, okay? Shanay, Deur beproef te word, dis wat ek sê. Ekskuus? Deur beproef te word, dis al hoe jy Hoe word in jy- jou, hoe- in hoe jou word jy- geloof hoe word jy- groei. hoe Hoe word jy meer, meer geloof jy kry. hoe? Deur beproef te word. Hoe word jy beproef? Voorbeeld? Jy word getoets. Jy word Hoe word jy getoets? Deur beheer dinge in jou lewe wat jy nie voorvra nie. En dan groei jou geloof. En dit vat tyd, dit vat baie lang tyd en dan moet jy wag en wag en wag en dan is die toets of jy gaan aanhou wag en aanhou glo en vertrou dat die Here gaan deurkom vir jou, so dan glo, dan soos vergroot daai geloof. Ons kan Oh 'n wel, podcast begin. myne word kleiner. Nog iemand, kom. Myne word kleiner. Hoe langer ek wag, hoe kleiner word my geloof. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. Okay, wonderlik, verduidelik dit vir my. Soos jy die woord van God lees, so groei jou geloof. Soos jy die woord lees, so groei in geloof. Ek stem saam met die beproewing in 'n mate. En die ander mate? Dit is regtig moeilik om te verduidelik. Rika? Ek vra Vader vir 'n double portion of his faith. Okay, jy vra vir die Here vir geloof. Ek het nou net hierdie stuk gekry wat ek die aantekeninge maak elke Sondag. En om te twyfel is deel van groei in geloof. Om te twyfel Is deel van groei in geloof. Okay, ek hou van hom. Tanta? Ek stem saam met die persoon wat daai skrif aangehaal het van deur die gehoor en om die woord. Ja. Wat dit vir my makliker maak om te glo is wanneer ek woord het. As die Here vir my 'n belofte gee en ek het woord, dan is dit vir my makliker om in geloof te staan. Wie stem daarmee saam? Ek het hier geskryf, geloof is 'n vaste verhouding en dit word gevind, is 'n vaste vertroue en dit word gevind in verhouding. Is 'n vaste Vertroue, vertroue en dit word gevind in verhouding. Okay. I think it's like anything in life. You've got to exercise it, and I also agree with asking. You've got to ask for more faith, because the Lord says, "If you ask anything in my name, I will give it to you." But definitely for me, it's exercising it, and it's in the hard times when the rubber actually hits the road and you're going through something that you've then got to exercise your faith and you've got to put it into practice, and that's when it grows. Okay, julle verstaan? Suzette, wil jy ook iets sing? Okay. Vir my is dit ook soos almal gesê het verhouding en so aan, maar ek dink ook ondersteuning, want as dit nie was vir ek het woord gekry 10 jaar terug dat ek binne 10 jaar gaan piano speel op 'n verhoog en ek het letterlik tot die laaste maand gewag van my 10 jaar om actually te begin dit doen, maar Wag 'n bietjie, sê weer om dit te begin doen. Om dit te begin doen. Ek het 2 weke terug begin Wow. speel. So, ek sê net dat as dit nie was vir die mense rondom my wat my gepush het nie, en dan nou, ja, soos daai leierskap ding wat ons genoem het, die challenge wat daar uitgesit is van ander medegelowiges, sou ek dit nie gedoen het nie. So, gemeenskap is belangrik. Goed. Ons het een keer by dieselfde oor gepraat, spesifiek oor hierdie skrif. Dit staan in Matthew 17 verse 20. He replied, "Because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Ja, ek het 'n ding gelees waar dit gegaan het dat ons nie eintlik verstaan wat kom uit 'n mustard seed uit nie, wat 'n boom. So dis 'n
in die ou tyd was dit regtig soos as 'n boer 'n mustard seed in sy veld gekry het, was hulle bang daarvoor, want daai seed bring die mees powerfulste boom. So dit infiltreer diep in jou grond in en dis nie net iets wat remove kan word nie. En dis nie noodwendig dat ons net kan bid vir meer faith nie, meer geloof nie, want as jy nou hier sit en jy bid, kan ek meer geloof kry, kan ek meer geloof kry. Dis nie ewe skielik nou jy net meer geloof nie. Dit is iets wat dieper in jou hart moet wees. Jy moet weet wie God is. As jy weet wie hy is, besef jy en glo wie hy is, besef jy dis nie uit jou eie strength uit wat jy goed moet doen nie. So jy moet nie glo net jy gaan dit regkry nie. Omdat jy weet wie hy is, kan jy glo dat dit kan gebeur. Omdat jy weet wie hy is, kan jy vertrou dat dinge kan gebeur. So dis nie noodwendig geloof wat net meer word nie, dis actually geloof wat gegrond is in wie God is. Alet, jy is 'n vrou van groot geloof, want die Bybel praat van groot geloof. Ons geloof het ons elkeen van ons het 'n mate van geloof ontvang met die oomblik wanneer ons in Christus Jesus gebore is. So ons het elkeen het ons dit amper die volheid van die geloof ontvang. Dit hang af wat ons daarvan gaan gebruik. Dis iets waarmee ek sukkel. Wie van julle sukkel met geloof? Wie van julle sukkel om te glo? Is die minderheid. Meerderheid is absoluut standvastig in geloof. Wat ek agtergekom het is dat dit is vir my baie maklik om vir jou te glo. Dit is nogal moeilik om vir myself te glo. Is dit nie? Jy kom na my toe, Suzette kom na my toe, sy sê hierdie uitdaging. Ek sê van nee man, vertrou die Here, glo die Here, ek bid saam met haar. Ek sê van weet jy wat, hierdie ding gaan opgelos word. Ek is vas oortuig daarvan, ek het die geloof, dit gaan werk. Maar wanneer ek self in daai situasie is, dan kom ek agter, ek het nou 'n ander perd opgesal. En hierdie perd is soos 'n steeksdonkie. Hierdie perd wil nie vorentoe nie. Hierdie geloofsperd wil agtertoe en die meeste van die tyd wil hierdie geloofsperd gaan lê. Na aanleiding van dit wat ons as leierskap gebid het en waaroor ons voel die Here op ons hart lê waaroor volgende jaar gaan faithful en oor die harvest. Ek besluit ons bietjie oor geloof praat. En ek wil vanoggend sê dat geloof is die sentrale onderwerp van die skrif. Ons neem Jesus deur geloof aan. Ons word geregverdig deur geloof. Ons ontvang vergifnis deur geloof. Ontvang genesing deur geloof. Die skrif sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ja, as ek eerlik met myself moet wees, dan maak my geloof so op en af. Wat is die rede? Hoekom is dit so? Ek weet dis mense wat gesê het jy bid vir meer geloof. Ek dink jy kan bid vir meer geloof. Maar wat ek wil sê is dat dit klink baie geestelik om te bid vir meer geloof. En wat die Here op my hart gelê het vir vanoggend, wat ek ervaar wat die Here vir my sê, wie van julle het al gebid vir meer geloof? En agterkom die Here sê vir my, weet jy wat, jy's nie so geestelik soos wat jy dink nie. Los die gebid uit. Jy gaan nie meer geloof kry nie. Geloof is nie iets wat stukkie vir stukkie aan ons elkeen uitgedeel word, soos wat ons die Here daarvoor vra nie. Geloof is nie iets wat uit die hemel val, soos blare van 'n boom af nie. Romeine 12:3, wat Alet gesê het, sê dat God aan elkeen 'n mate van geloof vir ons gegee het. Elke ene wat hierso sit, het 'n mate van geloof gekry, wat God aan ons gegee het. Nou as God 'n mate van geloof aan elke ene van ons gee, waar kom daai geloof vandaan? Hier's geloof, ek is God. God het aan ons elkeen 'n mate van geloof gegee. 'n Mate, ek weet nou nie hoe groot is die mate nie. God het aan elkeen van ons 'n mate van geloof gegee. Van wie kom daai geloof? Van God. Want hy het vir ons gegee. Is ek reg? Ons het dit nie gaan koop nie. Hy het vir ons 'n mate van geloof gegee. So dis 'n mate van sy geloof wat God aan ons elkeen gegee het. So geloof, of kom ek verander dit so, glo, wie's goed in Afrikaans? Wat is glo? Glo is 'n werkwoord. Glo is 'n werkwoord. Glo is nie 'n wenswoord nie. Glo is 'n werkwoord. Vir die meeste Christene, my ingesluit, is geloof 'n wenswoord en nie 'n werkwoord nie. Jakobus 2:20 sê die volgende: die geloof sonder die werke is dood. Die geloof sonder die werke is dood. Iets wat dood is, beteken nie dit bestaan nie. Dis net dood. Kom ons verander dit. Dis dormant. Die vraag of die challenge
wat ons onsself moet afvra is dis nie of ons geloof het nie, maar of ons die bietjie wat ons het gebruik. Elkeen het 'n mate van geloof gekry. Gebruik ons dit. En soos wat ons dit gebruik, word dit meer en meer. Kom ons maak dit maklik. Geloof is soos spiere. Elke persoon wat gebore word, het spiere. Elkeen. Wanneer word spiere sterker? Wanneer jy dit gebruik. Wanneer jy dit oefen, dan word spiere sterker. So, wanneer ons spiere dus swak is dit nie omdat ons nie spiere het nie, dis omdat ons dit nie oefen nie. Geloof is presies dieselfde. Die disippels kom na Jesus toe, eintlik die apostels kom na Jesus toe. Hulle sê vir hom, gee ons meer geloof. Nou kom ons blaai na Lukas 17. Dan kyk ons, wat sê Jesus vir hierdie disippels van hom in Lukas 17. Hulle sê vir hom, gee ons meer geloof. Ek is ook deel van daai disippels. Here, ek wil meer geloof hê, want ek weet geloof is 'n sleutel tot meer. Geloof is 'n sleutel tot wonderwerke. Geloof is 'n sleutel wat vir my gaan deure oopmaak. Dis wat geloof is. Kom ons lees daar in Lukas 17 vers 5. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Die Here het nie vir hulle gesê, sit in 'n ry, ek gaan vir julle meer geloof gee nie. Luister wat sê hy vir hulle. En die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Mosterdsaad. Het julle hom? Sien julle hom? Mosterdsaad. Hy sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, soos ek het vir jou groot geloof gegee. Hier's groot geloof. Nee. Geef my hierdie. Ons vir jou geloof. Ek kan hom nie hou vas nie. Kom ons kyk net. Hy sê as jy mosterdsaad het. Mosterdsaadjie, hier's groot geloof. Hier's mosterdsaad. Gaan nou nie by elkeen van julle verbykom nie, maar julle het meer as 'n mosterdsaad geloof in julle hand wat ek as God die Vader vir julle gegee het. Wil jy graag groot geloof hê? Hoe gaan jy by groot geloof uitkom? Laat die mosterdsaad geloof groei na groot geloof. Hoe gaan die mosterdsaad geloof groei na groot geloof? Ek het my mosterdsaad geloof. Sê my hand. Here, asseblief, maak my mosterdsaad geloof groter. Ek soek groot geloof. Bær hom in my sak. Sit hom op die rak. Kom ek sê julle, nee, een van die dae gaan ek groot geloof hê. Ek het hom daar gesit, een van die dae het ek groot geloof. Nee, hy reageer deur sy disippels 'n opdrag te gee om meer geloof te ontvang. Die krag van geloof lê nie in die grootte van die geloof nie. Dit lê in die aktivering. Die krag van geloof lê in die aktivering van die mosterdsaad geloof wat ek en jy het. Geloof is soos 'n saad. 'n Saad wat nooit geplant word nie, kan nie vermeerder nie. Die boere plant 'n koringsaadjie in die grond, maak hom nat, son, wind, al die goeters, dan groei hy totdat daar, ek weet nie hoeveel sade aan die aar van die koringsaad is nie. Hulle plant 1 millipit en dan haal hulle tussen 300 en 400 millipitte van 'n mieliekop af. Die akkerboom met die duisende sade wat vasbly staan wanneer die wind waai, het begin deurdat die akkerpit geplant is. Die akkerpit moes in die grond kom. Romeine 10:17 sê, geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So geloof kom dus wanneer ons dit ontvang, maar word slegs geaktiveer wanneer ons reageer op die woord wat ons ontvang het. Ons ontvange woord kom deur die gehoor, maar dit word geaktiveer wanneer ons oorgaan tot aksie. So, ek het hierso geskryf in my boek, geloof bring jou nie op die plek waar jy selfversekerd is nie. Geloof bring jou eerder op die plek van ongemak. Jy sien, ons wil geloof hê in selfversekerdheid. Ons wil geloof hê wanneer ons goed voel. Ons koppel baie keer ons geloof aan ons emosie. As ons emosie op 'n high is ons geloof op 'n high. As ons emosie op 'n low is ons geloof op 'n low. OK, nou 'n baie maklike vraag. Hoe vreet die vyand jou geloof op? Want die duiwel is soos Pac-Man. Hy vreet jou geloof. As hy jou geloof kan opvreet, dan het hy jou gewen. So hoe vreet hy jou geloof? Skree hom uit. Aandag te trek?
OK? Trek jou aandag af. Nog ene. Twyfel. Nog ene. Maak jou gemaklik. Vrees. Stem saam. Nog ene. Herinner jou aan teleurstellings. Kom ons maak dit maklik. Ons som dit op in een woord. Hy smokkel met jou kop. As jy die duiwel kan toelaat, want jy laat hom toe, om met jou kop te smokkel, dan vreet hy jou geloof. 10 is, jy kan vrees beleef, maar steeds op die woord reageer. Jy kan swak voel, maar steeds die woord in krag spreek. Geloof benodig nie emosie nie. Dit benodig gehoorsaamheid. Dis nie die afwesigheid van vrees. Dis nie die afwesigheid van vrees nie, maar die besluit om ten spyte van die vrees te reageer op die woord. Is ek skriftuurlik? Ja. Die Here sê vir Gideon, gaan sorteer die Midianiete uit. Hoeveel het begin? 30,000? Toe drink hulle mos nou die water. Party het dit gedrink soos 'n skaap, gelek soos 'n hond, ander het hulle hand ingesit en so opgebring. Op die einde van die dag het die Here Gideon se weermag verminder tot 300. Is ek reg? Watter liedjie het Gideon gesing toe hy met sy manskappe van 300 die Midianiete gaan aanval? Weet jy soos het? Die lied wat hy gesing het. Ek se dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis. Het hy dit gesing? Nou hy's ouens. Ek dink hy het gesê, hoor hierso, van die 300 man vaardig ek 100 af om die toiletpapier saam te bring. As ek dit nou reguit kan stel. Ek dink hulle het maagwerkings gehad. Moenie vir my sê Gideon was hierdie dapper man wat die Midianiete tegemoet gestap het en wat vol van hierdie selfversekering was nie. Hy kon dit dalk gewees het, maar nie in my konteks nie. Ek dink sy broek het gebewe. Kom ons kyk na Dawid. Hier kom Dawid, hy staan voor Goliat. Wat doen Dawid met Goliat? Dawid het nie vir die Here gesê, o Here, waarin begewe ek my nou? Asseblief, help my om hierdie ou te oorwin nie. Dis nie wat Dawid gedoen het nie. Dawid het vir Goliat gesê, in my woorde, jy's te groot om te mis. Die God met wie ek 'n verbond het, gaan jou vandag laat les op sê. Dawid het sy probleem aangespreek. Dawid het nie gebid vir meer geloof nie. Glad nie. Dawid het die bietjie geloof wat hy gehad het, wat hy waar gekry het, wat hy geoefen het by die leeu en by die beer en by die alledaagse lewe waarin hy was, het hy sy mosterdsaad geloof laat groei. En toe Goliat voor hom staan, toe sê hy, what a pleasure. Dankie Here dat jy hom so groot gemaak het. Ek meen om hom te mis is onmoontlik. Sommige maar net in my woorde. Geloof ontken nie dat daar 'n berg voor jou is nie, maar dit ontken die bestaansreg van die berg. Ek wil dit weer sê, geloof ontken nie die berg nie. Dit help nie jy het volstrysmentaliteit nie. Jy druk jou kop in die grond, jy maak asof daar geen berg is nie. Hy gaan nie weggaan nie. Geloof ontken die bestaansreg van die berg. Geloof is nie op 'n plek waar hy nie die storm sien en voel en beleef nie. Geloof is op 'n plek waar jy vir die storm sê, ek het die laaste woord, nie jy nie. Geloof reageer dus op die woord wat waarheid is. En wanneer ons dit vir onsself uitmaak, dat die woord waarheid is, dan is ons veronderstel om op te hou om daaroor te redeneer. Ek wil dit weer sê. Geloof reageer op 'n woord wat ons vir onsself uitgemaak het wat waarheid is. Dan moet ons ophou om daaroor te redeneer. Wanneer ons nie reageer op 'n woord wat die Here vir ons gee nie, dan verander dit in kennis en ons begin dit beredeneer met God. En al wat gebeur is ons redeneer onsself uit dit uit en ons raak al meer en meer en meer ongelowig. Is dit maklik? Die Here gee vir jou 'n woord. Hy sê vir jou, ek sê jou, jy staan vanoggend op. Jy lees jou Bybel of jy sit jou foon aan, hier's 'n WhatsApp. Jy's nou in 'n moeilike situasie, het 'n WhatsApp gekry van jou vriend en hy sê vir jou, ek het vanoggend vir jou gebid, die Here sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Het jy 'n woord gekry? Ek meen jou vriend weet glad nie waardeur jy gaan nie. So hierdie is verseker 'n woord van die Here. Dis vanoggend 6:00. Nou gaan ons aan deur die dag. Nou is ons by 12:00. En nou kyk ons so rond en wonder waar is die Here? En dan gaan ons nog aan deur die dag. En dan kom ons by 5:00. En dan sê ons die Here het my verlaat. En dan gaan jy huis toe vanaand, jy het klaar geëet, jy het klaar gebad, jy trek jou klere aan en jy stel jou alarm op jou foon en jy kom 'n WhatsApp deur en die Here sê vir jou, ek is geen God dat ek sal lieg nie. Sal ek vir jou iets sê en dit nie doen nie? Nou wat het nou gebeur van 6:00? Wat het nou gebeur van 6:00 tot weer by vanaand, wanneer dit ook al is?
Die woord wat jy vanoggend gekry het jy vasgegryp, jy het geglo. Dit is 'n woord van die Here. Dankie Here dat U my nooit se begewe wil verlaat nie. Maar luister hierso, die redenering in my kop. Ek weet nou, daar's baie van julle wat nie redeneer nie. Ek redeneer die hele tyd. Die redenering in jou kop na die verkeerde kant toe, vreet daai woord heeltemal op, dat daar nie eers meer bene oor is nie. En dan kom jy weer by vanaand uit, en dan bemoedig die Here jou weer, en dan bely jy voor die Here, dat jy hierdie ding wil beredeneer. Want geloof kan jy nie beredeneer nie. Jy kan nie geloof beredeneer nie. Jakobus 2:17 sê, net so ook is die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Wanneer ons nie op die woord reageer nie, skep dit die illusie dat dit iets sal produseer, maar al wat dit produseer is geen vrug. Wanneer die woord na Suzette toe kom, 10 jaar terug en sê, jy gaan piano speel, het sy vir 9 jaar en 10 maande gebid, en sy het gedink, as sy een oggend opstaan en sy Richard Kleiderman. Maar weet jy wat, dit het nie so gewerk nie. Sy moes op 'n plek kom waar iemand daar aan haar oor getrek het en van gesê het, hoor hierso, begin nou klavier oefen. En nou kan sy dit speel. Haar mosterdsaad geloof het verander in 'n albaster geloof. Hy het bietjie gegroei, maar as sy nie daad by woord gevoeg het nie, was daar tot vandag toe nog niks. En hoeveel van my en jou beloftes wat die Here vir ons gee, lê dood, omdat ons vir die Here sê, Here, leer my klavier speel. Here, asseblief, download die vermoë om klavier te speel in my hart. Ek wil een oggend opstaan en die Here kan dit doen. Die Here kan dit doen, verseker. Die Here kan dit doen. Maar dit gebeur by 1 uit 'n miljoen. Die ander 900.999 moet hom oefen. Jy moet reageer op daardie woord. Hier's 'n berg. Hierdie is Leidenburg. Hy is die Vrystaat. Wat is die verskil tussen die berg wat bly staan en die berg wat weg is? Wat is die verskil tussen die berg wat bly staan, hier staan hy, in Leidenburg, voor my en jou, en die ou wat in die Vrystaat is, waar daar geen berg is nie. Dis die verskil. Ons in Leidenburg bid en sê vir die Here, Here, sal jy asseblief die berg voor my wegneem? Vanaand, Here, in die naam van Jesus, sal jy asseblief die berg voor my wegneem? Môreoggend, Here, in die naam van die Vader, nou roep ek versterking in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, sal jy die berg voor my wegneem. Moses kom by die Rooi See, hy sê vir die volk, staan stil, kyk wat die Here gaan doen. Die volk staan. Moses, man van God. Wow, die man van God het gesê, ons moet staan en kyk wat die Here gaan doen. Die Here sê vir Moses, shut up, in my woorde. Ek het vir jou 'n kierie gegee, wat simboliseer van my mag en gesag. Steek die kierie oor die water uit. Klief die water. Okay Here, sorry. Woep gaat hy oop. Die verskil tussen die berge in Leidenburg en die berge in die Vrystaat is ons bid en vra dat die Here iets moet verwyder. Die ouens in die Vrystaat het gespreek en die werk het gegaan. Dis nou sommer maar net, julle verstaan die ding, né? Die Here wag vir my en vir jou om vir die berg te sê, hoor hierso, nou op weg is jy. Markus 11:23, want voorwaar ek sê vir dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jy in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry wat hy sê. Een versie, 3 keer sê, maar die ding is, en nie in sy hart twyfel nie. Maar in een vers, sê hy 1 keer, 2 keer, 3 keer, sê hy sê. Geloof vra nie berge om te skuif nie, geloof beveel berge om te skuif. Dit is hoekom Annika die tienerbediening die Mountain Movers bediening genoem het. En toe ek hier voorberei Annika, toe dink ek dadelik aan Mountain Movers. Reinhard, Mountain Movers. So wat ons volgende jaar, ek berei julle so lank voor, wat ons volgende jaar gaan doen, ons gaan na elke diens, ons gaan hier 'n bordjie opsit, Mountain Movers. En as jy 'n mountain het wat gemove moet word, dan gaan jy so intoe gaan, dan gaan ons die mountain move. Dink julle dit gaan werk? En die Here sê hom vir die berg sê. Die Here sê nie vra hom nie, die Here sê nie jy moet bid nie. Die Here sê nie jy moet hom soebat en smeek nie. Die Here sê vir hierdie berg, laat jy gaan. En ons elke een het 'n berg in ons lewe. Elke gelowige moet vir die berg sê, nie net seker is nie. Die geloof in jou is die geloof wat siekes gesond maak. Dooies beveel om op te staan en die see in 2 kan split. Elke een van ons wat hier is, het genoeg geloof. Mosterdsaad. Mosterdsaad om 'n berg te skuif. Mosterdsaad. Ek en jy moet dit begin spreek.
Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sê die skrif is binne in jou. Watter ene is dit? Dis hierdie wat jy 'n mate van gekry het, is binne in jou. En soos wat ek en jy op die plek kom waar ons die geloof wat in ons is begin aktiveer, groei ons geloof. Die oomblik wanneer jy jou spier vat en jy die 5 kilogram gewig optel, aktiveer jy hom. En jou spiere raak meer. Dis reg. Ek en jy moet op die plek kom waar ons dit oefen. En wat ek besef in my lewe is dat ons is maklik om op 'n plek om te sê ek wil soos Petrus wees. Wie van julle wat hier sit wil nie soos Petrus wees nie? Petrus. OK, klim uit die boot uit, loop op die water. Petrus het nie waterlopende geloof gehad nie. Jesus het nie gesê Petrus kom nie. Jesus het gesê kom. Petrus het gesê as dit U is, sê vir my dat ek moet kom. Hy het nie gesê Petrus kom nie. Hy het gesê kom. Die uitnodiging was aan al die disippels. Net Petrus het afgeklim en gekom. En Petrus het geloop. Maar hy het eers geloop toe sy agterste voet die boot verlaat het. Dis wat dit so moeilik maak. Want ek is ook 'n man van geloof, maar ek wil net nie hier agtervoetjie wil ek ek wil hom nie uit die boot uithaal nie. En solank as wat my agtervoet in die boot is, Hebreërs 11:6, gaan lees die hele hoofstuk oor Hebreërs. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof. Hy sê nie sonder groot geloof nie. Hy sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy sê nie sonder groot geloof nie. Dis die mosterdsaad geloof wat die berge skuif. Nie die groot geloof nie. Nie die perfekte geloof nie. Nie die volmaakte geloof nie. Die mosterdsaad geloof wat die berg skuif. Die hemele wag nie vir meer geloof nie. Die hemele wag vir die deklarasie van die mosterdsaad geloof om vir die berg te sê. Jy kan dus swak voel, maar nog steeds 'n berg verskuif. Jy hoef nie op 'n plek te kom waar jy sterk is nie. Die Here sê as jy swak is ek sterk. Miskien is dit dalk die rede hoekom ons geloof nie werk nie, want ons wag tot ons sterk is. Totdat jy dink jy het genoeg geloof om iets te doen. Dis in elk geval nie ek en jy wat dit doen nie, dis God wat dit doen. En God werk op 'n mosterdsaad geloof. 2 Korinte 4:13, ek sluit af. En omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is. Ek het geglo, dit is nou wat Jesus sê. Hy sê, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, en daarom spreek ons. Glo ons ook, en daarom spreek ons. So, geloof groei op 3 maniere. Spreek. En as daar nog niks na die 3de keer is nie, hou jy aanspreek. My gebed is dat ons dalk op 'n plek sal kom in ons lewe, waar ons besef, ons groot tekort in die konteks van geloof, is nie geloof nie, dis om te spreek. Nou is daar 'n vers wat dit mekaar maak in die Bybel. As jy nie wil spreek nie, kan jy vrees ook. Want die Bybel sê, dit wat jy vreeslik vrees kom oor jou. Hoe gaan dit werk? Dit help jy vreeslik, jy kry 'n Ferrari nie, jy gaan hom nie kry nie. Dis nie die negatiewe sy van die woord, né? Ek en jy moet spreek. En nou sê die skrif, gehoor kom deur die gehoor. En wanneer ek en jy verklaar, hardop, verklaar, en op Goliat begin skree, verstaan nou my skree. Die enigste rede hoekom jy op hom skree, is omdat jy doof is. Daar's geen krag in skree nie. Die skree maak net dat jy begin hoor. Goliat, jy moet nou gaan. Dit werk nie. Dan moet jy maar op hom skree, dat geloof, dat jy dit kan hoor, en dat die geloof in jou hart kan opstaan, sodat jy kan begin glo, dat Goliat iets van die verlede is. En dis oor en oor, totdat dit deurbreek. Ons gee te gou moed op, ons raak te gou negatief, ons beredeneer dit te gou, al daai goeters. En ek sê nie, jy kan nou na iemand toe gaan wat dood is, en sê staan op, en nou hier staan hy op nie. Dit kan so werk, maar nie noodwendig nie. Ek dink ons gaan ook triekie vir triekie, stap vir stap. Die Here kom by Israel, en hy sê vir Israel, hy sê, julle moet dink aan al die wonderwerke wat ek langs die pad gedoen het, vir julle om tot hier te kom by die beloofde land. Hy vra vir hulle, dink aan daai goeters. Dis die maklike deel. Ek dink elkeen van ons kan onthou. Elkeen van ons wat hierso sit, kan onthou in die verlede,
waar die Here vir ons deurgekom het. Onthou, waar God 'n wonderwerk gedoen het. Onthou dit. Ons sien dit nie, maar ons kan dit onthou. Nou sê die Here in Hebreërs 13, hy sê, ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. As jy dit kan onthou wat ek in die verlede gedoen het, dan sê ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. So dit wat ek vir jou gister gedoen het, kan ek ook vir jou in die toekoms doen. Maak dit vir julle sin? OK, hier's die uitdaging. Ons gaan volgende jaar 'n bietjie daaroor gesels. Nou smokkel hy met jou kop. Hoe kry ons denke dan op 'n plek van vernuwing om in geloof na God te gaan en glo dat hy is? Ons het die woord, ons het al hierdie goeders, ons het die beloftes, maar as ons weer sien, is dit uit by die agterdeur. As ons weer sien, is dit uit by die agterdeur. As ons weer sien, wandel ons meer in ongeloof en in twyfel, as wat ons wandel in geloof en in 'n vaste vertroue. Hoe keer ons, laat die vyand nie met ons denke die hele tyd smokkel nie? Want dis ons denke wat die geloof opvreet in ons hart. Hoe gebeur dit? En hoe gaan ons op 'n plek kom waar ons geloof in aksie begin stel in verskillende scenario's in ons lewe? Maar dat ons volgende jaar met die berge gaan begin praat, dis verseker. En as jy dink ek is mal, dis oké. Dan moet ons mal raak. Want die Here sê as jy 'n mosterdsaad geloof het, en ek het 'n mosterdsaad geloof. As die Here sê jy het 'n mosterdsaad geloof, sê vir hierdie berg dat hy gaan. En as jy 'n mosterdsaad geloof het en hy's pap en hy's gone, dan kom jy, want die Here sê waar 2 of meer is, kan hy ook iets laat gebeur. Jou geloof kan pap wees, my geloof kan sterk wees. Die een wat hier langs my staan se geloof kan sterk wees. Weet jy wat? Ons gaan saam met jou bid. Ons is een en ons gaan jou berg skuif. En ons gaan aanhou daarmee tot die deurbraak kom. Ons gaan aanhou daarmee totdat die geloof in jou hart opskiet. Anderster is die woord nie waar nie. Naby. Ons gaan ophou smeek en soebat en bid. Nie dat dit verkeerd is nie. Maar ek dink in jou eie lewe het jy al agtergekom. Ek het nou al so lank gesmeek, gesoebat en gebid en dat nog niks gebeur nie. Miskien moet ons net iets anderster doen. En dit is om die berg aan te spreek. Is dit reg? Goed, kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir vanoggend. Dankie vir die woord. Dankie dat U ons help om in geloof te groei. Dankie dat U ons help om ons geloof sterker te maak, deurdat U ons in situasies bring, Here. U beproef ons nie bokant ons vermoë nie, sê die woord nie, maar laat ons daai klein goedjies kan begin aanspreek en kan beveel om te gaan. En dan gaan hulle en dan groei ons geloof. Dan sien ons kans vir 'n groter een. Want ek is oortuig daarvan dat die pad van die gelowige is ene wat groei, wat geloof al groter en groter en groter in 'n al groter mate openbaar, sodat U die eer kan kry vir dit wat gebeur. U het geskep deur te spreek. U woord het krag, Here, maar die vyand se woord het ook krag. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help om ons denke, die negatiewe gedagtes gevange te neem en tot gehoorsaamheid te bring aan U woord, dat ons op U woord sal staan, dat ons sal spreek wat U woord sê. Here, en as ons nie kan spreek wat U woord sê nie, daar's talle voorbeelde in die skrif waar U die oorwinning gegee het, bloot waar U aanbid is, waar U geloof en geprys is. As ons dan nie kan bid nie, en as ons dan nie vir die berg kan sê, gaan nie, kom ons staan dan voor die berg en ons aanbid U, en ons loof U en ons prys U, want die oorwinning is reeds behaal. U het die oorwinning namens ons behaal, en ek eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen.